gegewe alles wat gebeur in die wêreld van daadwerklike sending, het ons vir Niels hierso wat by Ligpunt as het ware die spiespunt is in 'n bediening wat Niels self aan die stuur van is en die energie agter is. So gesels asseblief met Niels. Hy gaan vir ons vertel wat alles aan die gebeur is en wat hulle doen. En ja, dit is Niels. So Niels het nie vanoggend sy kaartjie gekry wat sê Niels nie, maar of hy nou 'n kaartjie het of nie, hy is Niels. En jy kan gerus met hom gesels as die Here op 'n baie spesiale manier met jou gesels, soos wat hy vir ons vertel waarmee hulle alles besig is. Niels, ons gee graag vir jou. Dankie Gert. Ja, terwyl hy dit sê, na die tyd kan enigiemand wat vra het oor wat ek nou gaan sê, gaan ons hierso by mekaar kom en dan kan ons 'n bietjie gesels. Rickert, right, ek gaan sommer begin. Ons het 'n paar maande gelede terugvoer gegee oor 'n opname wat ons gedoen het rondom hoe verstaan ons sending in ons gemeente. En die resultate van daai opname het gemaak dat ons na sekere goed gaan kyk het. Wat kan ons in plek stel om 'n bietjie momentum te kry in ons sendingbewustheid en ons sendingvisie en betrokkenheid by sending in die algemeen. So vandag is daar nou op hierdie church app wat julle ken, is daar 'n ruimte geskep daarvoor. Julle sal sien as jy op die bladsy is, daar's 3 kolletjies met more. En as jy daarin gaan daar sending staan en dan kan jy gaan kyk. Daar's 'n bietjie agtergrond oor sending in die algemeen. En dan daai 3 blokkies is ons besig om nou wat is die regte woord, populate. So ek gaan sommer van regs na links gaan. Die toerusting, daar's op die oomblik 'n kursus aan die gang wat jou help om die evangelie te deel. En dit gaan weer aangebied word. Gaan kyk 'n bietjie daarna as daar enige navrae is. Bel of kom gesels na die tyd. Oor die gaan ek net nou iets sê en dan die bid saam. Gaan ons die eerste geleentheid wat ons gaan hê is volgende Vrydag, International Day of Prayer vir die vervolgde kerk. Daar is Christene in die wêreld wat 'n verskriklike prys betaal om 'n Christen te kan wees, om Jesus te volg. En ons gaan vir hulle bid. Ons gaan ook 'n Indiese ete hê saam met dit, want ons bid spesifiek vir Indië en Somalië. So julle gaan antwoord en as julle wil belangstel om te kom, ons gaan dit hier bo in die babakamer of op die stoep doen. Ons gaan 'n lekker lang tafel dek. En ons gaan spesifiek vir daai lande bid. Dan die volgende een, Rickert. Goed, ons het 'n sendelinge besoek op 'n plaas buite Machado dorp. Jaco en Helene Lourens, hulle werk met Christene wat voorheen moslems was en hulle help hulle om nie net die basiese Christelike beginsels te leer nie, maar goeders in hulle kultuur wat vir hulle moeilik was om hulle daardeur te begelei. So hulle versorg hulle op die plaas en ons het die 21ste November besoek aan die plaas. Hulle wil baie graag hê ons moet betrokke raak by hulle. Hoe dit gaan lyk weet ons nog nie, daar's nie 'n resep of 'n program nie. So ek wil jou saam nooi om te kom kyk. Wat 'n gawe jy ook al het, daar is dalk 'n plek daarvoor of dalk ontdek jy 'n gawe wat jy nie geweet het jy het nie. As jy daar aankom. So op die Church Center app is 'n video van hulle wat verduidelik wat hulle doen en wat hulle visie is. En as mense na hulle toe gaan, dan kan jy verder met hulle gesels. Dit is baie interessante mense. So gaan kyk gerus daar. Die laaste ding wat ek wil noem is, 'n paar van ons was in Namibië vir 2 weke terug. Ons het daar sendeling besoek wat onder Boesmans werk. Die noordooste van Namibië. Dit is 'n baie groot gebied wat hulle bedien. Maar hy lei Boesman predikante op en ons het 16 van hulle ontmoet wat daar werk. Hulle gemeente is wyd versprei. En ons het baie gesels, hoe kan ons gemeente betrokke raak? En ons weet hier is nood naby, maar die mense in daai omstandighede het nie hulp byderhand nie. So hulle maak staat op hulp van buite af om hulle te help om hulle werk te doen. Hulle doen hulle werk met fietsen, 50 km op 'n dag om die gemeente te besoek. So die mees waarskynlike ding wat ons op afgekom het met ons gesprekke is
'n Paasfeeskamp wat hulle elke jaar hou, soos wat ons 'n gemeentekamp doen. En die een wat vir ons die meeste bereikbaar is in Caprivi. My geel sterretjie, die Omega wat 'n vroeëre militêre basis was. Hulle hou 'n Paasfeeskamp daar vir die hele gemeente. Dit lyk soos ons gemeentekamp. Dis omtrent 400 mense, kinders en kinderprogram en evangelisasie en ons moet kos maak. Daar's 'n klomp goed wat gedoen moet word. Ons probeer nog kyk hoe gaan ons of dit prakties moontlik is en presies wat wil hulle hê ons moet doen. So dit is wat op die oomblik aan die gang is. Daar's meer inligting op die app, gaan kyk asseblief en kom gesels met ons. Dit sal lekker wees as julle kan betrokke raak. Om by sulke goed betrokke te raak buite jou gemaksone het verskriklik baie dinamika. En die Here doen vreemde goed en wonderlike goed met jouself en met die mense en met jou visie. So ek sal enigiemand aanbeveel om bietjie te gaan kyk en bid en oorweeg. Right, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons saam kan wees in vryheid, dat ons weet dat U sentraal is in ons gemeente, dat U die hoof van ons gemeente is. En dat ons heeltemal afhanklik is van U, dat U al die werk doen in ons harte en in die wêreld. Ek bid dat U ons saam weer vanoggend sal seën, dat U vir Thomas sal seën en lei as hy preek, dat ons harte ontvanklik sal wees. En waar ons ook bid vir dit wat buite ons grense gebeur. Ons het nou daai vlae gesien van Indië en Somalië vir wie ons volgende week gaan bid en ek wil nou reeds bid dat U ons oë sal oopmaak vir wat in die wêreld gebeur met ons medebroers en susters. Bid ons vir die kerk in daai lande wat swaar kry, wat geen vryheid het nie, dat U vir hulle U genade sal gee, dat U vir hulle wysheid sal gee, dat U hulle ook sal beskerm en lei in wat hulle moet doen en hoe hulle lewens moet inrig. Ja, maak ons ook oop vir U koninkryk, waar dit ook al is, en dat ons sal werk waar U werk, dat ons sal deelneem. Ek bid dat U vir ons daarin sal lei, dat U ons ook sal seën in al die dinge wat ons doen in die gemeente, dat U altyd in die hoof sal wees, dat ons U koninkryk voor oor sal hou. Baie dankie vir die genade wat ons het, soos wat ons ook gesing het vanoggend, dat U dit alles moontlik gemaak het, dat U die bron is, en dat ons so groot voorreg het om onder U genade te kan staan en dit te kan beleef. Sal U vir ons deur die Gees lei, dat daardie genade werklik soos wat ons hierdie reeks begin, liefde en lewende lywe sal bring, waarmee ons kan leef elke dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie Niels. Vriende, ek wil vir Thomas aan die woord stel. Net baie vinnig, Thomas, jy kan sommer hier by my kom staan asseblief. Ek dink meeste van julle ouens is bewus, maar ek stel dit sommer weer vir die ouens wat dalk nie weet nie. By Ligpunt het ons 'n adviesraad en dit is 'n groep van senior manne wat lief is vir Jesus soos ons, wat in die bediening staan, wat teologies op dieselfde bladsy as ons is, wat binne in ons groter familie inval, waar die ouderlinge van Ligpunt as ware verantwoording doen en waar ons onsself in 'n sin ondergeskik stel aan ander ouens wat oor ons kyk in wat se rigting ons beweeg. So Thomas is presies daai ou dat as jy 'n gedagte het oor Ligpunt en goed en jy voel meer gemaklik om na iemand wat 'n effense armlengte buitekant hierdie plaaslike kerk staan te gaan om te gesels mee, is Thomas jou ou. So ek noem dit net baie vinnig sodat julle ouens dit weet en ons is baie dankbaar vir die werk wat hulle in daai opsig doen en ons is baie bly om hulle te kan hê as deel van ons geestelike familie op daai spesifieke hoedanigheid. Right, ek wil Thomas, laat ek so staan. Thomas is
Hy's 'n ou vriend van my. Ons was saam op universiteit gewees, is wat 3-4 jaar terug nou al, nee, wat ons Is dit so baie? Ja. ja, dit is ja, die tyd vlieg, nee. Ek hou hom al van toe af dop toe, so toe ek uitvind hy's hier, toe weet ek moet kom help. So Thomas is altyd hier om te help. Thomas, baie vinnig, net om weer eens vir ons almal bekend te stel aan jou. Ek het vir jou gesê, ek gaan sommer vir jou vra, wie en wat is Thomas? So sê vir ons asseblief, wie en wat is Thomas Dreyer? Ja, deur die Here se genade, 'n volgeling van Jesus, so daaroor baie dankbaar. En dan is dit wonderlike voorreg dat die Here vir my vrou gegee het, wat daar sit Erna, al 'n hele klomp jare hou sy met my uit en die Here het ook kinders vir my gegee wat daar op 'n reis sit, so baie lekker om saam met hulle ook hier te wees vanoggend. Ja, en ek is nou 'n hele klompie jare in die bediening en ek lei 'n kerk wat ons deur die Here se genade ook kom plant, Cross Culture Church. Ons is in die gereformeerde kerke in Suid-Afrika, 'n gemeente in Johannesburg. So 2 jaar nou wat ons 'n selfstandige gemeente is binne in die gereformeerde kerke se kerkverband. Ja. Right. Baie dankie Thomas. Cross Culture Church. Dit is waar jy spesifiek in bediening staan, jou gesin en jou mense. Vertel ons asseblief net baie kortliks, hoe gaan dit by ons boeties en sissies aan die ander kant van die jukskei? Dit gaan met ons goed. Soos ek sê, ons is die bediening is al 'n hele klompe jare in die gang. Ons is vir die laaste 2 jaar gemeente in ons eie reg, so 100 lidmate, is groot mense en kinders saam, so wonderlike gemeenskap van gelowiges oor kulture heen. So bly ons uitdagings hê, want kerkwees is vol uitdagings in ons land, maar dit gaan regtig met ons goed en ons bly voel dat die Here ons gebruik in die konteks van ons stad en van ons land om die evangelie daar uit te dra. So baie dankbaar vir dat die Here ons juist daarvoor geroep het. Okay. Ja. Great. En dit bring my by my vraag. Waarvoor kan hierdie klomp boeties en sissies vir julle bid? En ek gaan nou baie kortliks bid vir Thomas, maar ek wil ook graag 'n beroep op ons as ligpunters doen om hulle inderdaad op jou gebedslys te sit, sodat ons werklik vir hulle bid en saam met hulle lewe. So, wat is daai goed wat ons op ons gebedslys spesifiek vir julle kan sit, Thomas? Ja, okay, ek gaan net 'n paar goed noem, maar ek dink die eerste ding is in die konteks van dit waaroor ons praat vanoggend en gaan luister. Ek dink hoe langer jy 'n kerk is, die duiwelse aanslae is mos maar verskillend. Maar hoe langer mens 'n gevestigde kerk raak, op 'n manier hoe harder werk vat dit om regtig na buitegerigtheid te hou. En regtig te sê, maar alles gaan nie net oor die lekker wat ons hier beleef en om mooi na mekaar te kyk nie, maar dat daar regtig mense is wat dit nie ken nie, dit nie het nie, en dat ons moet aanhou om natuurlik op die Here se manier, maar tog binne in daai raamwerk op kreatiewe maniere mense moet bereik. So julle kan aanhou vir ons daar bid. So dit aan die een kant is dat ons sal aanhou soek na verlore mense en dat die Here ons aanhou daarvoor gebruik. Tweede groot ding by ons is maar leierskap. Ons bereik nogal mense wat baie seer gekry het in die kerk of uit 'n baie vreemde kerkkonteks kom, en dit vat 'n tydjie om sulke mense te begelei regtig tot 'n posisie van leierskap en om verantwoordelikheid saam met ons te neem. So dis ons tweede groot behoefte. En dan is ons so 'n bietjie in die proses om dalk as die Here wil te skuif van plek van aanbidding. So dis die derde ding, is net saam met ons bid vir wysheid hoe om dit te doen. Is nie eenvoudig om 'n plek te kry nie, en dis nie eenvoudig om te skuif nie. Jou plek waar jy aanbid het so groot invloed op 'n klomp dinge. So dis die drie goeters, dat ons sendinghart, ons evangelisasie hart sal bou, leierskap en vir aanbiddingsplek. Ja. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons kom kniel voor U as behoeftiges. En ons dank U, Here, vir ons broer wat saam met sy gesin vanoggend kom besoek af lê by ons. Ons wil hom spesifiek voor U bring en ons wil spesifiek intree vir hom en vir sy gemeente, vir sy gesin, Here. En ons wil vra dat U hulle asseblief op 'n bonatuurlike manier sal seën. Heilige Gees, dat U sal diep intrek neem in Thomas en al sy mense se harte, Here, dat hulle sal aanhou om met die hart wat Jesus op aarde was, met presies dieselfde hart agter verlore mense aan te gaan.
Ons dink ook Here aan hulle wat 'n baie diep behoefte het aan leiers om die mense wat die Here oor hulle pad bring te neem in disippelskap tot by 'n plek van leierskap, Here. Daar is so baie oes, Here, en daar is so min mense om die oes in te samel. So ons pleit spesifiek vir leiers. Here, en dan wil ons vra dat U met hulle sal wees om vir hulle 'n goeie tydelike tent te gee waarin hulle kan U dien en waarin hulle kan besig wees met die werk wat U vir hulle hande gee. So ons bid, Here, dat U dit sal seën en dat U geleenthede sal gee en dat watter pad hulle moet neem met die plek waar hulle by mekaar kom en aanbid, Here, dat dit 'n goeie uiteinde sal hê en dat dit nie 'n slegte impak sal maak op hulle as gemeenskap nie, maar Here, die teendeel. So ons bid dit vir hulle en ons kom vra wat ons vra, Here, net in Jesus se naam, nie omdat ons enigiets verdien nie. Amen. 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 Dankie. Dankie. Ja, ek wil twee sinne sê voor Natalie vir ons kom lees. En ek sê vooraf jammer, ek het in die laat ure van gisteraand vir gesê die teksgedeelte verander so 'n bietjie. Dis net meer, so as jy net die blaadjie by jou het, gaan jy so hier en daar 'n versie mis. Miskien nog een ander ding, net 'n diep dankbaarheid vir Ligpunt en die leierskap en die bediening en vir julle almal. Gert het nou gesê ek is deel van die adviesraad. En ons is dankbaar op watter manier ons ook al vir julle kon dien, maar ek dink hierdie bediening het 'n groot rol al gespeel in baie van ons se lewens en ons is daarvoor diep dankbaar vir die vriendskap, vir julle getuienis. Ek dink julle het so 'n belangrike werkie om te doen hier in Pretoria, veral onder Afrikaners. En so dit bring my by ons tema liefde in lewende lywe. Ek hoop my PowerPoint is daar's hy. So dis 'n wonderlike tema en wat 'n groot voorreg vir my om dit af te skop met sekerlik die mees liefdevolle ding wat die Here vir ons gee om te doen. En dit is om die goeie nuus oor te vertel, om dit uit te dra, om van God se grootheid en goedheid in en deur ons Here Jesus te getuig. Ek bedoel so 'n bietjie 'n ander beeld as wat Gert gebruik het met die kos, net so 'n goeie beeld, maar wie van ons sal as ons medisyne kry wat nie net jou eie kanker nie, maar alle kanker kan genees en vir altyd vernietig. Wie van ons sal oor sulke goeie nuus stil bly? Hoopelik niemand nie. En die ding is die evangelie van Jesus wat die kanker van sonde kan genees en uiteindelik gaan vernietig, dis sy belofte. Dis soveel beter nuus. Nie waar nie. So ons kan eintlik nie oor stil bly nie en tog sukkel ons om hieroor te praat. Ja, ek bedoel ek is 'n dominee en in 'n sekere sin is dit my werk om hieroor te praat. En dis maklik as jy op 'n preekstoel staan. Maar dis 'n baie groter uitdaging in die gewone gang van die lewe. Ek sukkel daarmee. En ek glo jy ook. So en die vraag is waarom en wat kan ons daaraan doen? Ons het so wonderlik al gehoor, daar's iets wat jy kan gaan doen, maar miskien moet ons net eers saam dink oor die waarom. Waarom sukkel ons? Nou, ons gaan vandag 'n voorbeeld sien van 'n gelowige, 'n profeet, 'n Ou Testament dominee, wat gesukkel het, wat nie wou gaan toe die Here hom stuur nie. My hoop is dat die Here deur hierdie kragtige bekende verhaal sal werk, om ons opnuut in staat te stel, te motiveer, te inspireer, om in 'n sterwende wêreld, inderdaad lewende lywe, vol liefde te gaan wees, deur ons getuienis spesifiek. So dis waaroor ons gaan saam dink. Natalie, as jy vir ons kom lees, sal dit wonderlik wees. Môre julle. Soos Thomas sê, die gedeelte op julle teksblaai het nou nie al die versies nie, so julle is welkom om in julle eie Bybels of op die skerm saam te volg. Ons het die gedeeltes op die skerm aangepas. Ons is in die Ou Testament boek Jona, soos God se woord daar opgeteken staan, en ons begin deur te lees uit Jona 1 vers 1 tot 17. Die woord van die Here het tot Jona, die seun van Amittai, gekom. Staan op, gaan na die groot stad Nineve en spreek hulle aan, want die kwaad wat hulle doen, het opgestyg tot voor my. Maar Jona het opgestaan om na Tarsis te vlug, weg van die teenwoordigheid van die Here af.
Hy het afgegaan na Jafo en daar op 'n skip afgekom wat op pad was na Tarsis. Hy het die reisgeld betaal en in die skip afgeklim om saam met hulle na Tarsis te gaan, weg van die teenwoordigheid van die Here. Maar die Here het 'n sterk wind oor die see laat opkom. Dit was 'n groot storm op die see en die skip was op die punt om in stukke te breek. Die matrose was bang en elkeen het na sy God om hulp geroep. Hulle het ook die toerusting wat op die skip was in die see gegooi om hulle vrag ligter te maak. Jona het egter afgegaan na die agterste ruim van die skip en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Die skeepskaptein gaan toe na hom en sê vir hom: "Wat is dit met jou dat jy so vas lê en slaap? Staan op, roep jou God aan. Miskien sal die God aan ons dink en ons sal nie ondergaan nie." Die matrose het vir mekaar gesê: "Kom ons beslis die saak deur die lot, sodat ons kan weet deur wie se toe doen hierdie ramp ons tref." Hulle het met die lot beslis en die lot het Jona uitgewys. Toe sê hulle vir hom: "Vertel ons asseblief waarom hierdie ramp ons tref. Watter werk doen jy en waar kom jy vandaan? Uit watter land kom jy en van watter volk?" Hy het hulle geantwoord: "Ek is 'n Hebreër en die Here, die God van die hemel wat die see en die droë grond gemaak het, dien ek met ontzag." Die manne was toe vreesbevange en het vir hom gesê: "Hoe kon jy so iets doen?" Hulle het immers geweet dat hy besig was om te vlug, weg van die teenwoordigheid van die Here, want hy het dit vir hulle vertel. Hulle sê toe vir hom: "Wat moet ons met jou maak sodat die see om ons kan bedaar? Want die see het al hoe onstuimiger geraak." Hy het geantwoord: "Vat my en gooi my in die see, dan sal die see om julle bedaar, want ek is seker dit is oor my dat hierdie groot storm oor julle woed." Die mans het hard geroei om weer die land te probeer bereik, maar hulle kon nie daarin slaag nie, want die see het al hoe onstuimiger geraak teen hulle. Toe het hulle die Here aangeroep. Hulle het gesê: "Ag Here, laat ons asseblief nie vergaan as gevolg van hierdie man se lewe nie. Moet dit tog nie teen ons hou as ons onskuldige bloed vergiet nie. U is immers die Here. U doen wat u wil." Hulle het Jona opgetel en hom in die see gegooi en die see het opgehou met sy getier. Toe was die manne geweldig bang vir die Here. Hulle het vir hom 'n offer gebring en geloftes afgelê. Die Here het dit so beskik dat 'n groot vis Jona insluk en hy was 3 dae en 3 nagte lank in die vis se maag. En nou gaan ons na Jona 3 vers 1 tot 5. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. "Staan op, gaan na Ninive, die groot stad, en verkondig aan die stad die boodskap wat ek aan jou opdra." Jona het toe opgestaan en na Ninive gegaan soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n uitsonderlike groot stad, 3 dae se loop van kant tot kant. Jona het begin om die stad binne te gaan, 'n dag se loop ver. Hy het uitgeroep: "Nog net 40 dae, dan word Ninive verwoes." Die mense van Ninive het toe in God geglo en 'n vasdag uitgeroep. En hulle het almal, belangrik en onbelangrik, rouklere aangetrek. En dan gaan ons na 3 vers 10. God het gesien wat hulle doen, dat hulle teruggedraai het van hulle verkeerde pad. God was jammer dat hy gesê het hy gaan 'n ramp oor hulle bring, en hy het dit toe nie uitgevoer nie. Maar dit het Jona erg ontstel en hy het kwaad geword. Hy bid toe tot die Here en sê: "Ag Here, is dit nie wat ek gesê het toe ek nog in my land was nie? Daarom het ek vroegtydig na Tarsis gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, geduldig en oorvloedig in troue liefde, 'n God wat berou het oor die onheil. Here, neem dan nou maar my lewe van my weg, want dit is vir my beter om te sterf as om te leef." Daarop sê die Here: "Is dit reg dat jy so kwaad is?" En dan 4 vers 10 tot 11. Toe sê die Here: "Jy is besorg oor die kasterolieplant waarmee jy geen moeite gedoen het nie, en wat jy nie laat groei het nie, wat oornag opgekom het en oornag tot niet is. Maar ek mag nie besorg wees oor Ninive nie.
Die groot stad waarin daar meer as 120,000 mense is, wat die verskil tussen regs en links nie ken nie, en ook nog baie diere, dis God se woord. Amen, ons prys hom vir sy woord. Kom ek bid vir ons 2 sinne. Vader, dankie vir hierdie verhaal, soos baie ander Ou Testament verhale wonderlik geskryf, saamgestel, om ons te konfronteer. Kom konfronteer ons, kom help ons om U te sien. Ons wil nie dieselfde hier uitgaan as wat ons hier kom sit het nie, so verander ons opnuut, en stuur ons, is ons gebed in Jesus se naam. Amen. So, C.S. Lewis het, dis as julle, ek neem aan hulle haal hom hier ook baie aan, maar dis 'n ou wat in Engeland professor was, ateïs wat tot bekering gekom het, maar hy het hierdie wonderlike beeld wat ons help om te verstaan waarom die Here soms ons rustige lewe kom de mekaar krap, soos hy hier met Jona maak, want dis wat hy doen. Nee, hy krap dit lekker de mekaar. C.S. Lewis sê die volgende, sê as jy wil weet wat in daai klein stoorkamertjie of daai garage of daai spens van jou aangaan, regtig aangaan as die ligte af is, dan moet jy nie 'n groot lawaai maak en stadig soontoe stap nie. Nee, jy sluip nader en dan maak jy die deur skielik oop en jy sit die lig aan. En dan sal jy die kokkerotte en kakkerlakke en rotte sien skarrel. So nie gaan jy daai deur oopmaak en gaan lyk of alles alright is. Nee. En Lewis sê dis hoe ons harte werk. Daar's niks soos 'n verrassing om uit te vind wat in jou diepste binnekant aan die gang is nie. En dis wat die Here hier met Jona doen. As so 'n bietjie konteks, hy en sy volk was op 'n goeie plek. In 2 Konings 14 is dit duidelik dat die Here vir Jona gebruik het om te profeteer en dat die koning van daai tyd op grond van sy profesie die grense van Israel weer beveilig het. So Jona was 'n suksesvolle profeet in 'n nasie met wie dit op die oog af baie goed gegaan het. En waarom introspeksie doen as ek veilig slaap en as ek lekker eet en my werk geniet en dit gaan goed met my land en my mense. En toe kom sit God die lig skielik aan. Vers 1 sien ons die woord van die Here tot Jona, die seun van Amittai, gekom, staan op en gaan na die groot stad Ninive. En met hierdie eenvoudige opdrag kom die Here en hy ontbloot wat eintlik in Jona en Israel se harte aan die gang was. Nou, die vraag is natuurlik, doen die Here dit om die volk te veroordeel? En vir Jona net te laat skuldig voel? Nee, hy doen dit om hulle te red. Nie in die eerste plek van hulle aardsvyande, die Assiriërs nie. Nee, die Here wil vir hulle en vir ons red van ons grootste vyand. Iets wat nie net ons fisiese lewe nie, maar ons ewige lewe bedreig. Iets wat die grootste rede is, reken ek, of kom ek sê vir myself, grootste rede is waarom ek stil bly as ek moet praat. En die ding is, hy wil ons nie net red nie, hy wil van weghollers, weghardlopers, kragtige getuies maak. So kom ons kyk hoe hy hierdie grootste vyand kom ontbloot en hoe hy homself as die soewereine, genadige, opsoekende God kom openbaar en hoe hy ons nuut maak en bemagtig en bekragtig en uitstuur as sy ambassadeur. So, dis die 3 dinge. En jy kan volg hier op die skerm, gaan ons so by die punte bly. So as jy iewers verdwaal, kan jy weer terugkom. So, in die eerste plek, ons grootste vyand ontbloot. Wat is met Jona aan die gang? Is die groot vraag van die boek. Is dit gewone ongehoorsaamheid? God sê gaan, Jona sê nee, no ways. As ons so 'n bietjie dink, dan word dit duidelik dat hier meer aan die gang is as net ongehoorsaamheid. Ek bedoel, waarom as jy nie wou gaan nie, hoekom nie net bly in jou land nie? Waarom hardloop hy in die teenoorgestelde rigting? Tarsus was die verste wat jy in die teenoorgestelde rigting van Ninive af kon gaan in daardie tyd. Enige tree verder en die ouens te glo jy gaan van die einde van die aarde afval. So Jona hardloop so ver as moontlik weg. Dis meer as net ongehoorsaamheid. Dis 'n emosionele reaksie. Jona bely in vers 9 teenoor die matrose: ek is 'n Hebreër en die Here, die God van die hemel wat die see en die droë grond gemaak het, dien ek met ontzag. En dit was maar 'n Hebreëse uitdrukking om te sê die God van die hemel en die aarde en die see wat die droë grond gemaak het, is die God wat oral is.
Nee, wat jy nie eintlik voor kan vlug nie. So Jona weet God is oral. So waarom hardloop hy weg? Vers 3 vertel vir ons. Nee, 2 keer lees ons Jona het gevlug weg van die teenwoordigheid van die Here af. Letterlik van die aangesig van die Here af, vertaal ons ouer vertaling dit mee. So hier is waarom Jona weghol. Hy wil nie die Here in die oë kyk nie. Hy wil hom nie in die oë kyk nie. Maar waarom nie? Want hierdie opdrag laat hom besef dat hy en die Here nie op dieselfde bladsy is soos hy gedink het nie. Die ding is sy godsdiens, sy profeetwerk was baie gemaklik vir hom tot nou toe, want die Here wou hê, wat die Here wou hê, het ingepas by wat hy wou hê. So dit was maklik, 'n veilige, rustige lewe vir hom en sy volk Israel, weg van hulle vyande af. Maar nou stuur die Here hom na hulle grootste vyande toe. Jy sien, tot nou toe was Jona en die Here goeie vennote. Selfde agenda, het hy gedink. Maar hy besef skielik, God het sy eie planne. En ek moet daarby inval. Hy val nie by my planne in nie. En Jona sien nie hiervoor kans nie. En nou is die vraag vir my en jou vanoggend, sien ek en jy daarvoor kans? Is die Here deur dit wat hy doen in jou lewe, dalk deur hierdie boodskap, deur hierdie oproep, om opnuut te dink oor ons roeping om die evangelie te praat, te gaan verkondig, is hy bietjie besig om die lig aan te sit en my en jou in die oë te kyk. En die vraag is, hoe gaan ek en jy reageer? Gaan ons ook weghardloop? Nou jy sê dalk, Thomas, ons het dan hierdie tema, hier sit ons almal vanoggend, dis die wrong crowd met wie jy nou praat. Ons het kom luister. Nee, jy moet met die ouens praat wat nie hier is vandag. So kom ons doen dit eerste. Kom ons praat met die mense wie se manier van weghardloop soos Jona sin, as hy daartoe vlug baie duidelik is. Moet ons almal ken mense wat sê daar is nie 'n God nie, of as daar 'n God is, kan ek hom in elk geval nie ken nie, want hy stel nie vreeslik belang in wat hier aangaan nie. As dit ook jy is, jy is dalk saamgesleep vanoggend of jy luister op die lig. Ek wil graag net met jou hierdie aanhaling van die bekende Britse skrywer en filosoof Aldous Huxley deel. Hy is die skrywer van 'n Brave New World, paar bekende klassieke werke. Hy is een van daai ouens wat lankal dood is. Maar hy was verskriklik eerlik oor sy worstel met dinge. En hy skryf oor sy agnosties-ateïstiese denke die volgende. Hy baie eerlik. Hy sê, I had motives for not wanting the world to have meaning. And consequently assumed that it had none. And was able, without any difficulty, to find satisfying reason for this assumption. The philosophy of meaninglessness was essentially an instrument of liberation from a certain system of morality. We objected to the morality because it interfered with our sexual freedom. Nou ek sê, ek wil nie woorde in jou mond lê as jy dalk van dieselfde oortuiging as hy is in terme van jou nie glo in betekenis en in God nie. Ek wil nie sê dis hoe jy dink nie, maar ek wil tog vra of jy eerlik jou hart sal ondersoek of iets hiervan nie waar is nie. Ek sê erken, dis nie ten diepste bewyse of die tekort aan bewyse wat gemaak het dat hy nie in God glo nie. Nee, hy wou nie vir God in die oë kyk nie, want hy het geweet dit het implikasies. As hy God so in die oë kyk, gaan dit sy pret bederf. So om te erken dat God bestaan, veral die God van die Bybel, en dat die lewe daarom sin het, sou beteken dat hy nie langer kon leef soos hy wou nie. En sy manier van weghardloop was om te sê, God bestaan nie. Niemand moet vir my kom sê hoe ek moet leef nie. Is dit dalk waarom geen getuienis rondom God se bestaan jou ooit gaan oortuig nie? Omdat jy hom nie in die oë wil kyk nie, omdat jy wil lewe soos jy wil. Dis 'n eerlike vraag, kom praat gerus met my daaroor na die tyd. Vriende, die punt is, meeste van ons is nie in daai posisie nie. Nee. En hierdie is nie die enigste manier van weghardloop nie. So Jona was eintlik besig om weg te hardloop vir God lank voor hy op die boot Tarsus toe geklim het. Dit was net nie so opsigtelik nie. Maar hy was besig om vir die Here weg te kruip in sy werk as profeet.
Hy was besig om die Here se aangesig te vermy, terwyl hy besig was om al die regte dinge te doen. Preek, tempel toe gaan, offers bring. Met hierdie opdrag kom herinner die Here hom egter aan Israel en sy eintlike roeping, wat ons vanoggend weer vir mekaar herhaal het. Nee, dit was om 'n lig vir die nasies te wees, om God se geregtigheid, sy genade, sy goeie koningskap uit te dra. In daai opsig was die Ou Testamentse kerk en ons roeping nie so anders nie. Hulle moes 'n lig vir die nasies wees. Die Here kom herinner Jona met hierdie roeping, dat hy in Israel geroep is om God en hulle naaste, wat hulle vyande ingesluit het, lief te hê met hulle hele hart en siel en verstand en met al hulle krag. En as hy vir Jona deur hierdie opdrag kom herinner hieraan, dan sê Jona, wag so bietjie. Geniet eintlik my lewe. Dinge gaan goed, ons grense is veilig, ons is gemaklik. Waarom nou karring? Wat u moet kom uitsorteer is die regering en die diewe en die moordenaars en die ander kerke wat nie sulke goeie kerke is soos ons nie, en die mense wat nie betrokke is by die kerk soos hulle moet wees nie. Dis waar die probleem is. Moenie kom vra oor my hart en waar ek is nie. Moenie my na vreemde plekke toe stuur nie. Kerk en erediens is tog immers daar om my rustig te maak, nie om te kom om my lewe te kom omkrap en my ongemaklik te maak nie. Wat sê die Here? Gaan Ninive toe, Jona. Vriende, die ding is, Jona het hierdie mense, die Assiriërs, na wie God hom toe gestuur het, gehaat. En menslik gesproke met goeie rede, hulle was 'n wrede, goddelose nasie. Hulle het baie hartseer veroorsaak vir Israel. En Jona het God lief gehad, maar as een ding wat hy meer lief gehad het as God self, en dit was die gawe wat God hom gegee het in sy mense, in sy taal, in sy kultuur, in sy beloofde land. Hy het hierdie mense gehaat omdat hulle dit wat hy die liefste gehad het, bedreig het. En dit het nie skielik gekom toe God hom stuur nie. Nee, dit was eintlik die hele tyd daar. Nee, dit was weggesteek onder sy gebede en sy prediking en sy offers en sy besoeke aan die tempel. En dit was nie net hy nie, hy verteenwoordig natuurlik Israel. Dis wat in Israel se harte geleef het. So sien jy saam met my dat daar meer as een manier is om vir God weg te hardloop. Dat jy hier in die kerk kan sit met 'n heel ander agenda as die Here self. Die probleem is, duidelike sonde dwing my baie keer om die Here in die oë te kyk, nee, soos Jona se weghol, waarby ons nou gaan stil staan. Dit kos byna sy lewe, en dan moet hy die Here in die oë kyk, as hy desperaat is. So erge sonde en die gevolge daarvan bring ons baie keer aan die einde van onsself. Die moeilikheid is ons goeie dinge, die dinge wat ons sien as die Here se seën, ons eie geregtigheid. Daai dinge is die gevaarlikste goeters, want dit raak 'n wegkruipplek wat ek nie maklik raak sien nie. My dominee wees, my ouderling wees, my goeie betrokke lidmaat wees, my kerkbywoning, my bid, my geld gee, my goeie loopbaan, my goeie ma of pa wees, my goeie gehoorsame kind van my ouers wees, my prestasies by die skool. Ek in my gemak en my goeie lewe. Ek so geseënd. Hierdie goeie dinge kom staan maklik tussen my en die Here, tussen my en my Skepper, my Verlosser, my Koning. Dit word die Bybelse woord hiervoor is afgode, nie waar nie. So die vraag is vanoggend eintlik, ken jy jou afgode? Jona kom gee vir ons 'n goeie toets vir afgode. As die Assiriërs reageer op sy prediking, tweede keer wat die Here hom stuur en tot bekering kom in hoofstuk 3, soveel so dat die Here nie meer die oordeel oor hulle voltrek nie, dan lees ons in vers 4, hoofstuk 4 vers 1 en 3, maar dit het Jona erg ontstel, en hy het kwaad geword. Vers 3 sê, neem dan nou maar my lewe van my weg, want dit is vir my beter om te sterf as om te leef. Ons wil so 'n bietjie daaroor lag, nee, want dit klink so dramaties. Maar hier is die vraag, wat sal maak dat jy sê, ag Here, neem dan nou maar my lewe, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Want die antwoord op die vraag openbaar vir wie en waarvoor jy eintlik lewe, nie waar nie. Dis jou eintlike God, dis die eintlike rede vir jou bestaan.
Jona die profeet, die kerkman, leef nie vir die Here en vir sy eer en vir wat vir hom goed is nie, wat vir hom belangrik is nie. Nee, hy leef vir wat die Here vir hom kan doen. As die Here teen sy wil ingaan en nie om help om te kry wat hy reken hy die nodigste het nie, dan is hy ongelukkig en vol verwyte en selfs woede, hy word selfs kwaad. Soveel so dat hy sê, ek kan maar doodgaan. So sien jy jou eie hart vanmôre raak saam met my. Want as jy doen, is daar baie groot troos. Die goeie nuus wat ek eintlik eers kan begin hoor as ek hierdie slegte nuus verstaan, as ek eerlik na my hart kyk, die begin van die goeie nuus is eintlik dat hierdie lelik van ons harte nie vir die Here 'n verrassing is nie. Hierdie vermoë wat ons het om van die beste dinge in ons lewe afgode te maak, is eg menslik. Ons is van nature geneig om weg te hardloop van die bron van liefde, van ware lewe. Ons verruil hom vir dinge wat eintlik nie ons dors kan les nie. Dis hoe ek en jy is. En as ons dit raak sien, is dit al klaar groot genade. Dis deel van die goeie nuus. Die wonderlike ding is dat God nie opgee op die mense wat aan hom behoort nie. Hy hou gewoon aan om vir hulle te kom wys wie hy is, en dis ons tweede punt, en is dan afdra nou, hoor, dit is nie, al die punte is nie so lank nie, ek sien nie 'n paar mense wat wil onpas. Die soewereine, regverdige, genadige God hou aan om my en jou op te soek. Hy hou aan. Dis die ding van die boek Jona wat ons eintlik moet verras, nê. Nie Jona se lelike, selfsugtige hart vol dubbele standaarde nie. Dit moet eintlik vir ons sê, ja, tipies. Nee, maar God se groot geduld en genade met sondaars soos Jona en die Assiriërs en my en jou, dit moet ons verras. Kan Jona se sonde keer dat die Here die mense red wat hy wil red? Glad nie. Inteendeel, al het die Here hom nie eers daarin gestuur nie, gebruik hy hom as 'n baie onwillige getuie om daardie heiden matrose te red of ten minste op 'n pad van redding te plaas. Nee, ek weer eens die 33 vertaling van vers 16 sê mooi, toe die manne die Here gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. As Jona afsink in die see en om genade roep met hierdie lelike hart van hom, wat doen die Here? Hy stuur daai vis. Sluk hom in. En as Jona daai mooi gebed bid, ons nie kans gehad om dit te lees nie, jy kan dit weer gaan lees, maar in daai donker diepte is hierdie gebed van op daardie stadium tog berou en 'n hartseer oor wat hy gedoen het, dan is die Here genadig en die vis spoeg hom uit op droë grond. Maar dink jy die Here het op hierdie punt geweet Jona se hart is nog nie lekker nie? Verseker. Die Here het geweet dat daar nog baie donker gemors en liefdeloosheid in sy hart skuil, maar nog steeds spoeg hy hom uit op daai strand en roep hy hom weer, hy stuur hom. Want die punt is, die Here stuur nie sondelose mense nie, hy stuur altyd sondaars. En as Jona met 'n dikbek getuig boodskap bring wat net praat van oordeel, niks sê van genade nie. Nee, ek bedoel, dis hier sy evangelie boodskap. Nog net 40 dae, dan word Ninive verwoes. Dis wat hy sê. Wat doen die Here? Die Heilige Gees werk en ons diep bekering en berou by hierdie verskriklike sondige mense. So as niemand wat die Here nie kan red nie. Niemand nie. God reageer met genade, hy sien af van sy regverdige oordeel. Vriende, dis die God van die Bybel. Dis die God wat ons dien. Hy is 'n God wat sonde haat omdat dit alles wat hy mooi en goed gemaak het stikkend breek. Maar hy is nie bang om dit te sê nie. Hy is nie bang om sondaars te straf nie, maar hy is terselfdertyd barmhartig en genadig en geduldig en oorvloedig in troue liefde. En is hierdie troue liefde wat ook vir Jona red van hierdie verskriklike, lelike, selfsugtige hart wat God se oordeel verdien. Ek bedoel, hoe lelik kan een mens se hart wees, wil ons vra, nee. En sy woede maak Jona dit baie duidelik waarom hy weghardloop, al 4 vers 2, sê hy, daarom het ek vroegtydig na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, geduldig en oorvloedig in troue liefde, 'n God wat berou het oor onheil. Kan jy sien wat sê Jona? Hy sê, ek soek al die genade
Ek kan nie eintlik al sonder nie, maar ek het geen genade vir hulle nie, en u mag ook nie hê nie. Ek is 'n afgodsdienaar eintlik, wat afgodsdienaars haat. Dubbele standaarde. Hoe lelik kan 'n hart wees, wil ons vra, maar nog steeds is die vraag, los die Here vir Jona? Nee, tot op die einde kom openbaar die Here homself aan hierdie sondige man. Om vir Jona iets van sy lelike hart te wys, en ons het dit ook nou nie gelees nie, maar hy laat groei 'n plant vir skaduwee oor Jona, daar waar hy dikbek sit en wag en hoop dat hierdie stad verwoes gaan word, daar laat groei die Here hierdie plant oor hom wat die son keer, en dan vat die Here dit opslag weg, en dan is Jona weer eens diep ontsteld en kwaad. En luister, hoe reageer die Here? Hy sê, jy is besorg oor die kasterolieplant, vers 10, waarmee jy geen moeite gedoen het nie, en wat jy nie laat groei het nie, wat oornag opgekom het en oornag tot niet is. Jy het my genade nodig, Jona. Maar ek mag nie besorg wees oor die Nineviete nie. Die groot stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat die verskil tussen regs en links is, goed en sleg, en nie ken nie, en ook nog baie diere. Ek bedoel weer eens, sien jy God se hart? Soos met die res van die Bybel is dit eintlik die kern van die Openbaring. Vir ons om God se hart te sien, hy's lief vir sy skepping, hy's lief vir ons, hy wil en hy gaan hierdie wêreld van sonde vrymaak, hy gaan hierdie kanker, alle boosheid vernietig, en hy gaan alles nuut maak, want hy is vol liefde en genade. En dis hierdie einste liefde en genade wat maak dat hy nie vir Jona los nie. Hy weet waar die setel van die koninkryk van die duisternis is. En dis nie in 'n plek nie, dis in ons sondige harte. Hy moet die bose hier binne my en jou kom verslaan, ons Jona harte kom nuut maak, hy moet hierdie dooie harte kom lewend maak. En dis wat hy met Jona doen, en ek is oortuig, dis wat met Jona gebeur. Hy verander Jona van 'n selfsugtige lafaard met 'n hart vol afgode in 'n kragtige getuie wat miljoene, biljoene mense deur die eeue heen diep konfronteer met hulle eie sondige harte en met God se regverdige, wonderlike genade. En hierin kan ons ook sien hoe hy ons kom nuut maak en bemagtig en bekragtig om sy genade ambassadeurs te word. En tot die mate waarin ek en jy dit verstaan, tot die mate waarin ek en jy hieraan vasgryp in geloof, sal ons krag hê en gemotiveerd bly om te getuig. Waarvan praat ek? Ek bedoel, op 'n manier eindig hierdie boek op 'n cliffhanger. Nee? Wat gaan van Jona word? Wat het van Jona geword? Het hy in sy ongelukkigheid en sy woede, klein geloof, ongeloof, het hy gesterf daarin, of het hy aan hierdie genadige God vasgegryp met ware geloof? Ek is oortuig dat Jona inderdaad aan God vasgegryp. Want vriende, dis net hierdie groot genade wat kan maak dat jy 'n boek skryf wat jouself so eerlik blootstel. Ek weet dit is gebaseer op 'n aanname dat Jona self die outeur is van hierdie verhaal. Maar selfs al was hy nie, kon dit tog net hy self gewees het wat die detail van die storie ken nie waar nie. Hy moes dit vir ten minste een ou oor vertel het, wat hierdie storie oor vertel het, wat dit weer vertel het, totdat iemand besluit het ons moet hierdie opteken as dit nie Jona self was nie. Ek dink dit was hy self, maar dis net ek. Jona sê met hierdie verhaal, kom kyk, ek wat gereken het, ek is so wonderlik, 'n profeet, 'n goeie ou, ek wat neergekyk het op daai bose Assiriërs, wat hulle verag het, kyk, my hart was net so vrot soos hulle sin. Ek was die grootste sondaar. Ek het dit die hele tyd probeer wegsteek op mooi godsdienstige maniere. Ek bedoel, wat kan maak dat jy so eerlik is oor jou sonde? So eerlik getuig, dat jy 'n boek skryf wat jou absoluut laat sleg lyk, van die begin tot die einde. Wel, dis net as jy besef, ek's 'n baie groter sondaar, my hart is veel leliker en slegter en selfsugtiger as wat ek ooit kan dink, maar hierdie groot, heilige, regverdige God het my liewer as wat ek ooit kan droom. Dis net dit wat jou so kan oopmaak. Dis al wat jou kan vrymaak om oor hom te getuig, wat jou kan help om
op te hou voorgee, wat kan maak dat jy die leegheid van jou afgode raak sien en konfronteer en na hom toe hardloop, want niks en niemand kan jou so lief hê nie. Geen afgod kan jou lief hê en vergewe en nuut maak soos hy nie. Die Heilige Gees het Jonas se oë oopgemaak deur God se aanhoudende woord wat in sy hart ingepraat het, en hy het gesien en geglo. En dit is hoe God dit vandag nog doen, net soveel duideliker deur sy woord wat vlees geword het. En dis hoe God dit regkry om aan te hou met my en jou. Hoe hy so genadig en geduldig en tog steeds regverdig kan wees. As Jesus uiteindelik voor nog 'n klomp mense met Jona harte staan, die Fariseërs, die klomp Jonas van sy dag, wat hom duidelik as 'n bedreiging sien vir hulle gemaklike lewe, wat nie wil gaan waantoe hy hulle stuur nie, wat aanhou weghardloop op hulle godsdienstige manier, as hy voor hulle staan en hulle vra nog 'n teken, as 'n bewys dat hy is wie hy sê hy is, die Messias, God wat mens geword het, as hulle vir nog 'n teken vra, dan sê Jesus in Matteus 12, 'n slegte en afvallige slag vra vir 'n teken, en geen teken sal aan julle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het immers op die prediking van Jona hulle bekeer, en hier staan een wat groter is as Jona. Ons Here Jesus is soveel groter as Jona. Want toe sy Vader sê, gaan red hulle, gaan ten koste van jouself, toe weet hy presies wat dit behels, en toe gaan hy nog steeds. Jona was nie eers aanvanklik bereid om sy lewe te waag nie, né? Nou as hy gaan as 'n dikbek en vol verwyte, maar Jesus kom gewillig met absolute oortuiging om sy lewe vir sondaars soos Jona, vir selfsugtige weghardlopers te kom gee. So lief het hy sy Vader, so gehoorsaam is hy, dat hy kruis toe gaan en sterf aan die kruis. Die graf, die ewige dood, hel sluk hom in, maar dit kan hom nie vashou nie. Die sondelose Jona breek deur die doodse bande. En hy staan op uit die dood, sodat ons Vader ons kan vryspreek en omhels en met groot geduld nuut maak. En vriende, as jy dit sien, as jy sien hoe hy jou Jona hart en die volle gevolge daarvan op homself neem, as jy hom sien doodgaan en opstaan in jou plek, as jy besef hoe groot sy liefde en genade vir jou weghardloper sondaar mens is, as dit jou kon tref dat hy dit nie vir net ander mense gedoen het nie, maar ook en spesifiek vir jou, dan sal jy nie kan stil bly nie. As jy dit onthou, tot die mate waarin jy dit onthou, sal jy praat, nie in die eerste plek oor jou eie goedheid en oor dinge wat jy reg kry nie, nie eintlik veel eerder oor jou swakheid as jou goedheid, en jy sal nie kan stil bly oor sy oneindige genade en liefde wat hy in die kruis vir jou kom bewys het. Dis as ons vergeet dat ons sukkel om te praat, dis as ons dink ons moet praat oor ons goeie kerk, of oor ons goeie lewe, of oor hoe die Here ons seën, dis as ons dink dat ons daaroor moet praat, dat dit vir ons moeilik raak. En dis waarom ons week na week kom, soos vanoggend weer in die wonderlike liedere wat julle gesing het, en in ons belydenis van ons sonde, en in die prediking om te onthou, om die goeie nuus te onthou. So luister vandag opnuut, as hy die lig kom aansit, en as hy jou roep en stuur. En hou op weg hardloop. Hardloop met jou lelike hart opnuut, of dalk vir die eerste keer na hom toe. Sien die kruis, en sien die leë graf, die teken van Jona, en glo in hom. Niks en niemand kan jou honger stil en jou dors les soos hy nie. En as hy dit gedoen het, sê hy vir ander dors en honger mense wil vertel van die kos. Niks kan jou lewe soveel sin en betekenis en fokus gee as sy liefde nie. En dis hierdie liefde in Jesus se sterwende lyf en in sy heerlike lyf as hy opstaan, wat my en jou kan laat aanhou om met ons nuut gemaakte lywe liefde te gaan bewys in ons praat, in ons getuienis. Amen. Kom ons raak stil.
En dan bring ons harte voor die Here. Vader, wat 'n voorreg om u kerk te kan wees. Wat 'n voorreg om by mekaar te kan kom en te kan aanbid en die woord te kan hoor. Wat 'n voorreg om te hoor hoe ons kinders opgewonde van u leer, deel is van 'n wonderlike gemeenskap. Wat 'n voorreg om ouderlinge en predikante te hê, leiers wat vir ons voorgaan, 'n voorbeeld stel. Wat 'n wonderlike voorreg om besig te wees met gemeenskap van gelowiges en 'n klomp goeters, 'n wonderlike musiek te kan sing om u te loof. Dit is gawes uit die hand. Maar Here, ons wil nooit daai dinge voorop hou sodat u nie in ons harte kan inkyk en ons vra oor die motiewe waarmee ons lewe nie. En veral Here, so 'n groot deel van ons verstaan van hierdie goeie nuus word juis gemeet in hoe ons bereid is om te gaan praat, hoe ons met nederigheid kyk na die grootste sondaars, omdat ons weet wie ons is. Ons wil soos Paulus vanoggend inderdaad kom sê, ons hier, ons is die grootste sondaars. Dis hoekom ons kom. Omdat ons honger en dors is vir u goedheid en guns, omdat ons sonder u nie kan roer of beweeg nie. Omdat ons in u leef en bestaan. En omdat Here Jesus u ons kanker kom genees het. En ons wil uitgaan met hierdie genesing. Ons wil gaan getuig, gaan vertel van u koningskap. Ons wil mense konfronteer met hulle sonde. Ons wil inderdaad op 'n manier soos Jonas sê, daar kom 'n oordeelsdag en jy gaan voor die regter staan. Maar ons wil ook vir mense vertel dat hierdie regter gekom het om sy lewe af te lê, sodat ons kan leef. En ons wil uit daai vryheid en sekerheid gaan leef. Ons wil vandag, Here, as ons dit opnuut kan vra, kom stort u liefde deur hierdie evangelie in ons lywe in, want dit is wat ons lewende lywe maak. Dis wat ons lywe maak wat nie kan stil bly nie. Doen dit deur u groot genade in u guns. En as daar mense is wat vanoggend geluister en opnuut vra hieroor het, wat dalk vir die eerste keer diep gekonfronteer is met hulle verkeerd verstane, godsdienstige, gewoon bloot godsdienstige verstaan van Jesus en van die evangelie, laat hulle tog kom en praat met wie ook al, enigiemand wat hulle kan vang, laat hulle praat en na u toe regtig kom. Ons bid ook vir hulle wat doelbewus hulle rug op u draai, wat in die dwaasheid leef van ongeloof, wat ontken dat daar 'n God is wat geskaap het en wat uiteindelik gaan oordeel oor reg en verkeerd. Maak oë oop. Bring weg hardlopers terug, is ons gebed. Ons bid dit in u naam. Amen.